Okay. Net gou-gou vir die toekoms as almal so 27 minute oor kan probeer inskakel, dan kan ons half begin. Anders ek hou nie van om laat te eindig nie. Ek het 'n committed tyd teenoor julle en ek wil dit nie oorskry nie. Ons het almal goed om te doen. Verstaan jy? Okay, great. Vanaand kyk ons na iets wat kind of moeilik vir my is. Die betekenis van woorde. So ons gaan net na 'n paar woorde kyk wat krities belangrik is om Paulus in die Nuwe Testament te verstaan en baie van die Nuwe Testament gedeeltes ook. Okay, so ek beplan om vanaand na genade of grace en die woord faith te kyk. En as ons vinnig vorder, dan kan ons na hierdie twee konsepte ook kyk, justification en righteousness. Kom ons kry net gou die Afrikaanse woorde daarvoor. Die ene is genade, né? En die ene vertaal hulle seker as geloof. Justification is wat? Regverdigmaking, né? Ja. Jullie is Afrikaanse Bybel sien? En ek weet nie wat dit is nie. Righteousness, is dit geregtigheid? Geregverdig. Dit is glad nie bad vertaling nie, want hierdie twee woorde is basies dieselfde. Dit kom uit dieselfde stam uit daai twee. Okay, maar kom ons kyk hoe ver ons met hierdie twee kom. Jock, is jy ook in, né? Ek hoor jou net nie. Anita is nie. Ag nee, Anita is nie. Philip. Maar ek dink Philip het ook die laas bygewoon. Ek dink Philip het heeltemal vergeet hiervan. Hoe? Okay. Sal hom aanspreek. Ja. Okay, ek het sommer so my eie definisietjie gemaak. Net vir 'n warm-up en dan kan ons kyk na wat die woord beteken. Grace vir Paulus is ek noem dit soos volg. It's the favorable gift of God, the gift of Christ and the Spirit. So dis die gawe of die geskenk van God wat Jesus Christus is en sy gees. And it's the fulfillment of the promise God made to Israel that he will give them a new heart so that they will obey him. The grace or the gift of God is the enabling power to do his will. Okay, ons gaan net dit eers hou en dan gaan ons gou kyk na wat die slim ouens sê. Okay, net gou agtergrond. Ek weet ons het al hieroor gepraat, maar dit is kind of uiters belangrik om Paulus te verstaan, is die belofte in die Oudste Testament van restaurasie. So in Esegiel 36 en die hele gedeelte in Deuteronomium en in Jeremia en Jesaja gaan basies oor die volgende. Ons kan dit net opsommend in Esegiel sien. Sê, therefore say to the house of Israel, thus say the Lord, I will do this for your sake. I will not do this for your sake, O house of Israel, but for my holy name's sake, which you have profaned among the nations where you went. And I will sanctify my great name, which has been profaned among the nations, which you have profaned in their midst. And the nations shall know that I am the Lord, says the Lord God, when I am hallowed in you before their eyes. For I will take you from among the nations, gather you out from all countries, and bring you into your own land. Then I will sprinkle you clean I will sprinkle clean water on you, and you shall be clean. And I will cleanse you from all your filthiness and from all your idols. I'll give you a new heart and put a new spirit within you. I will take the heart of stone out of your flesh and give you a new heart of flesh. I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and you will keep my judgments and do them. En dis die belofte van die nuwe verbond. Nee. Die gees wat God vir ons gaan gee, sodat ons nie meer die wet op klippe het nie, maar in ons hart, sodat ons dit wil doen. Dit het ons mos nou baie goed behandel. Sal jy saamstem in die Ek sien Anita wil net inkom, sy sukkel om te doen en ek weet nie of jy wil help nie. Sy moet net op knoppie druk. Klik daarop. Okay, so jy het nou maar vir haar net weer gestuur. Goed. Ek het net vir haar persoonlik gestuur dat sy kan klik op die link. Okay. Vir 'n ou soos Andre is dit onmoontlik om te glo dat iemand nog nooit op 'n link geklik het nie, né?
Wat is 'n link? Dis iets wat blou is. As jy dit in jou WhatsApp lees, dan sit onderstreep met blou of groen. A link or hyperlink is a Of is dit Okay, sorry. apparently het my Google besluit om my te antwoord. Ek Is weet nie Anita hoe nou dit in? gebeur het nie. Hallo Anita. Jy moet jouself unmute Anita. Kom aan Anita. Okay, anyway. Ons gaan nou nie wag nie. Kyk gou na hierdie gedeelte. Julle sal saamstem, ons het hierdie konsep goed deurgegaan in daai eerste klop meetings wat ons gedoen het oor restaurasie, né? Ons kan jou sien Anita. Hallo. Okay, great. Okay. So die eerste ding wat ons gaan doen, ons gaan met die konsep van genade of grace werk en ek het laas met julle gepraat oor hierdie boek van John Barclay, kan jy onthou, Paul and the Gift. So ek gaan dit as agtergrond gebruik. Net voor ek dit gaan praat hieroor, wil ek net gou 'n vinnige video klip met julle speel en dit het ek laas ook probeer. En ek dink ek het dit nou reg gekry. So ek gaan net gou 'n skerm met julle share. Ek ben nou nie lag vir mense wat elektronies gestremd is nie, want ek kan dalk wees, né? Kan almal nou 'n nuwe skerm sien? Daar kom Ja. Ja. Okay, ek Ja. wil net gou 'n videoetjie. Nee, ek gaan net 2 minute lank iets speel. Is dit nou fullscreen? Ja, is hy. Ek gaan net sê. vir julle 2 minute video speel van 'n ou wat net ek wil net vir julle 'n idee gee van die impak van hierdie boek. En dan gaan ons 'n bietjie praat oor sy konsepte van genade. In this video, I'm going to feature a book Net geseker maar kan julle die klank hoor. Ja. Yes. Ja. Okay, wonderlik, ek het dit reg gekry. called Paul and the Power of Grace by John Barclay. It just came out last month and it's the popular version of what has been considered by many to be one of the most influential theological works in the last 50 years. I'm talking about Paul and the Gift. I'll talk about why I highly encourage you to read this book if you are a pastor or cross-cultural worker or a Bible nerd like me. But first I have a confession to make. This is my bookshelf. These are the physical books that I've brought with me to West Africa. I realized early on in my 20s that my dream of having walls of books is totally not feasible for those of us who travel and move so often. Because books are heavy. Thank goodness for the invention of e-readers. But unfortunately, I tend to buy more books at a rate faster than I can read them, especially when books on your wish list go on sale. But last summer, I decided to do something different. Over the past few years, I've been listening to a podcast called OnScript, where scholarly Bible nerds interview other Bible nerds to talk about theology and the Bible. I started listening to OnScript because during the years that we lived in West Africa, I felt out of touch in what was happening in the scholarly world since graduating from Regent College in 2010. Listening to OnScript was a way to at least hear some of the current work being done in the study of theology, Bible, and the Jesus whom we love. I still enjoy listening to OnScript because not only does it expose me to thinking that's beyond the echo chamber of my theology or tradition, it's also allowed me to grow in my appreciation for the scholarly work being done among my Catholic or Orthodox or Judaic sisters and brothers. Now, I won't pretend to understand everything that they talk about on the podcast, but I like to be challenged in my thinking once in a while. Anyway, there's a segment in each podcast called The Speed Round where they ask quick-fire questions that the interviewees are just supposed to answer within 15 seconds. In many of them, the host asks, What is the most important book published in biblical studies in the last 50 years? Paul and the Gift. John Barclay's Paul and the Gift. Paul and the Gift. It's John Barclay, Paul and the Gift, even though it's very recent. So naturally, it went. Okay. Ek wonder of julle my stem ook kan hoor. Span. Ja. Ek gaan net gou probeer om ons vorige skerm terug te kyk. Al wat ek nou gedoen het, ek net vir jou net 'n idee gegee van van die boek. Die boek het die boek is baie bekend. En ek wil sy goed uit die boek uit gebruik om vir ons te verduidelik wat genade is, hoe Paulus genade verstaan, want die boek is net beter as wat ek kan wees, basies. Okay, kom ons kyk gou wat hy sê oor genade.
Ons lees net gesaam. Daar gaan nou baie gelees word en is Engels want ek gaan dit nie goed vertaal nie en is dit maklik om 'n direkte copy en te paste. So hy sê dis nou in antieke tyd. Dis hoe Paulus mense in Paulus se tyd gifts geïnterpreteer het of verstaan het. Gifts tie the giver to the recipient and the recipient to the giver. So as jy 'n geskenk vir iemand gee, dan bind dit julle aan mekaar. Unless the gift is anonymous, which was very rare or rare in ancient world. The recipient is under some obligation to the giver. So at least to be grateful and normally to give something back. Dis baie interessant. As ek vir jou 'n geskenk gegee het, dan was jy onder een of ander obligation om vir my terug te gee, iets terug te gee. Only so will the relationship be continued. In fact, because the chief function of a gift is to create or maintain relationships. The donor is liable to be careful in choosing the recipient. Met ander woorde, jy gaan nie net enige ou kies om 'n geskenk vir te gee nie. Jy gaan goed kies want dit bind jou. Die feit dat jy 'n geskenk gee aan iemand bind jou aan daai persoon. Conversely, the recipient, if they have a choice, might be cautious about those gifts they accept. So as jy 'n recipient is van 'n gift, dan kan jy nee sê vir die gift, want jy wil nie gebind word aan die ou wat die gift vir jou gee nie. By giving a gift in the ancient world, you associate yourself with the recipient and your gift reflects your values. And so for Paul, God's grace is not only bountiful, but also powerful. Thy gift, reshaping the way that believers act. By the grace of God, say, hoor gou hier vers, ek weet dis een van Pierre se favorites. By the grace of God, I am what I am. And his grace towards me has not been in vain. On the contrary, I worked harder than all of them, though it was not I, but the grace of God that is with me. Die woord grace beteken favorable gift, of net favor, of net gift. Okay, dis interessant. So wat het ons hier geleer? Een ding wat baie interessant is vir my is dat in antieke tyd het jy 'n gift aan iemand gegee, dit jou gebind. Jy was careful aan wie jy dit gegee het. En daai persoon het nie 'n gift gevat nie, want hy het carefully gedink oor wie die gift omgee, want hy word gebind aan daai persoon. En aan die persoon wat die gift ontvang was onder 'n obligation om iets terug te gee. Alles het net thanks. Okay. So die probleem met gift is in die ou se boek verduidelik. The problem with the term grace wat gift beteken, is that we radicalize it into meaning beyond its intent. Met ander woorde, ons vat die woord grace en dan strek ons dit in 'n betekenis in of radicalize dit in 'n betekenis wat dit nie is nie. So alhoewel grace abundant is, of ons kan sê, is dit nie erg super abundant nie, want dit is nie 'n never ending supply. Grace is nie 'n never ending supply van God se gift nie. Dis nie never ending nie. Alhoewel dit abundant is dit nie never ending nie. En dan grace word gegee volgens wat hulle gebruik die term priority. Met ander woorde, dit word gegee voor enige respons. God gee vir jou genade voordat jy iets gedoen het, maar dit bly nie so nie. Ons gaan nou sien hoekom nie. Dit bly nie heeltyd iets wat vir jou gegee word sonder dat jy 'n respons daarop gegee het nie. En dan incongruity beteken genade word vir jou gegee regardless of your worth. Dis waar. Dit maak nie saak watter tipe persoon jy is, of jy ryk of arm, 'n Jood of 'n nie-Jood, of vrou of 'n man, of jy vol sonde is of geregtig in jou eie oë is nie. God sal vir jou genade gee. Maar dit bly ook nie so nie. Daai worth kan nie 0 bly nie. Hoekom? 'n Belangrike faset, en ek dink hierdie laaste 2 is die belangrikste wat ons moet kyk na. Grace is never non-circular. Met ander woorde, dit is nie 'n no strings attached nie. God gee vir jou die grace, genade, nie as 'n no strings attached nie. Grace is not given without expecting a return from the recipient. Nou, so genade, wat sy seën is en sy gees en die krag wat God jou gee om reg te doen, is nie 'n no strings attached gawe nie. Dis altyd circular. So die prentjie van grace wat jy in jou kop kan hou is 3 vrouens wat in 'n sirkel dans met hulle hande vas aan mekaar. Dis hoe grace lyk. Dis elke ou hou aan een se hand vas. Die een se momentum dra die ander een. Okay, en ook singularity. Genade word
the giver has no the idea that the giver has no ulterior motive in giving grace. Dit beteken is volg. Genade beteken nie dat God dit net vir jou gee sonder 'n motief nie. Hy het 'n motief hoekom hy dit vir jou gee. En sy motief is sodat jy sy wil kan doen. Want genade is die krag om sy wil te doen. Ja. So, wat is genade? Dit is 'n gift wat God jou gegee het vir alle mense. Nou, wel, ek gaan nou daarop inzoom. Genade is 'n gift wat God gee. Kom ons delete gou eers alle mense. Dis 'n gift wat God gee, né? Vir 'n rede, sodat jy sy wil kan doen. Want dit is sy seun en sy gees wat jou die krag gee om dit te doen. So the concept of grace as unearned, undeserved, unmerited favor does not accurately reflect its meaning. Grace is unconditioned, but it's not unconditional. Wat dink julle is die condition om genade te kry? What do you think is a condition? Wag so 'n bietjie verduidelik net, wat is unconditioned? What does that mean? Wel, daar's nie 'n kondisie wat jy voor die tyd moet ek sou sê daar's nie 'n kondisie of 'n merit wat jy voor die tyd moet hê nie. Nee. Daar's nie iets wat jy hoef nie iets te word voor die tyd nie. So met ander woorde skoon of heilig of vir Paulus sal nou weet iets soos 'n Jood of Joodse dinge aanneem nie. Jy kan daar's nie 'n kondisie wat jy hoef te meet nie. Maar dit is nie unconditional nie. Wat dit beteken is klink so 'n contradiction. Wat dit eintlik probeer sê is daar is 'n kondisie. Nou, en dit is wat? Geloof. Maar nie iets anders nie. Nou. So daar's nie nul wat jy het. Dis nie dat jy genade gaan ontvang deurdat jy nul bydra nie. Wie teken op my skerm? Anita. Jy kan my ouderdom aan die skrif sien. Okay. Okay. Ja, jy's reg. Geloof is die kondisie. Geloof Moet jy eers geloof hê en dan kry jy grace. Ja. Maar okay. Maar voor ons nou verder gaan, kom ons antwoord net wat ons bedoel daarby. Okay, kom ons gaan net aan hierso. Grace does not stay free. Dis die volgende wat ek bedoel. Okay, hierdie stukkie wat ek nou gaan lees, is nie uit sy boek uit nie. Dit kom uit daai Jason Staples boek. Ek gaan nou van die boeke sal ek vir julle wys. Okay, grace is always a strings. Dis presies wat hy sê. Interessant. Dis nou 'n ander ou se woorde die. Grace is always a strings attached term of reciprocity, which is precisely why Paul uses that term and not terms that refer to a no strings attached giving. Daar is Griekse woorde wat die term gift is spesifiek 'n gift but a no strings attached is en dit is nie die woord grace nie. Yes, God's grace is given freely on the front end, dis wat hy sê. As it's not based on merit. Dis wat hy bedoel. Daar's nie 'n merit wat jy hoef te doen. Jouself opwerk as in 'n merit nie. But receiving grace requires pistis. Daai woord is belangrik. Dit beteken faithfulness of allegiance. En dit is in jou Engelse Bybel vertaal as faith. Of geloof. Wow. Ja. Okay. So, but receiving grace requires faithfulness or allegiance. Ek hou baie van die woord allegiance as die front end woord en faithfulness as dit wat volg daarop. Want jy kan nie reg faithful reg in die begin wees nie. Jy kan net allegiance toon. Nou, verstaan jy verskil tussen faithfulness and allegiance? Okay, ons gaan nou daaroor praat. And maintenance of the grace relationship must be sustained through faithfulness, which involves doing the will of God through the power of God, precisely the grace of God given in the first place. God's grace is the spirit which enables and motivates the fulfillment of the just requirements of the law, volgens Romeine 8, enabling a person ultimately
to be justly judged as righteous. Nou hierdie oud is, hier's nou 'n honderde goed in condensed gesê. Soos byvoorbeeld, enabling a person ultimately to be justly judged as righteous. Ons gaan nog hieroor praat as ek die gedeelte oor judgment by works gaan verduidelik. Hoe ons ultimately voor God gaan staan en gejudge word op ons werke. So dis wat hy hier bedoel. Okay, net gou allegiance. Allegiance is die volgende. Sê nou maar daar staan 'n ou op in Suid-Afrika. Ek wil nie dit rekord nie. Maar sê nou maar daar staan 'n ou op in Suid-Afrika en hy sê, weet wat? Ek gaan 'n revolusie begin en ons gaan regverdig werk met ons finansies en die government aanspreeklik hou en al so goed. En jy join sy party. Nou, dan is jy nog nie noodwendig faithful aan hom nie. Jy het net 'n ally geword. Jy het jouself align met hom. En allegiance beteken basies die volgens, of die pistes wat require word om genade te ontvang, is om jou hand op te steek en te sê, Jesus Christus is my koning. Ek gaan hom volg. En dan gaan jy oor in 'n pad van gehoorsaamheid en faithfulness. Verstaan jy die verskil? Okay. Net gou laaste, the Greek word that denotes a free unmerited gift is doria. En Paulus gebruik nie daai woord nie. So as hy wil gehad het dat jy met genade verstaan as 'n vernietgawe wat God vir jou gee, niks anders nie, no strings attached. Hy gee dit net vir jou, soos ons vir mekaar persente gee. Ons persente is doria. Ek gaan koop vir jou 'n box chocolates en whatever, 'n bottel wyn, en ek gee dit vir jou en weet wat, ek verwag regtig niks terug nie. Dis doria. Dis nie wat God vir jou gee nie. Hy gee nie vir jou doria nie. Hy gee vir jou charis, grace, want hy verwag iets terug. Hoekom verwag hy iets terug? Want hy gee ook vir jou die krag om dit te doen wat hy verwag aan jou. Ja. Okay, so ek net gou na hierdie versie kyk, want dit kan vir jou dalk 'n probleem wees. Ek lees die ESV, en ek dink dis waarskynlik die enigste vertaling wat dit so vertaal, ongelukkig. So hy sê, Romeine 5 vers 15 tot 17 sê, but the free gift is not like the trespass. Nou, julle ken almal die versie. For if many died through one man's trespass, much more have the grace of God and the free gift by the grace of that one man, Jesus Christ, abounded to many. And the free gift is not like the result of one man's sin. Nou, daar is net, vertaling is net verkeerd. Dis so maklik soos dit. En ek sal nie verbaas wees as dit die enigste vertaling is wat die woord free daar gebruik nie. Okay, en ek hoef dit te verduidelik nie. The ESV is simply wrong with the translation. The Greek word charis, by definition, always implies reciprocity. And is, as it is a term that refers specifically to reciprocal giving. For the English speaker, it's probably closest to saying you're doing someone a favor. Okay. Dis 'n heel ander spin op die woord gift, as ek vir jou sê, ek doen jou 'n favor. Want 'n favor is nou nie meer 'n box chocolates en 'n bottel wyn nie, né? 'n favor is wanneer ek my motor vir jou leen. Nou. Ja. Dis 'n favor, dis nie 'n gift. Dis 'n gift, ja, ons idee van gifts is 'n klein bietjie anders as dit. Okay, en hiersoos, as jy nou wil gaan, kan jy net 'n interlinear gaan aflaai. Hiersoos die Grieks en die Engels. Jy kan dit maar deurgaan daar. Daar's nie een keer die woord free gevoeg. Daar's die woord gift, hy word nie omring met die woord free nie. Daar's die woord grace, hy word nie omring deur die woord free nie. Daar's weer gift, niks free om dit nie. Daar's grace, niks free om dit nie. Niks woorde van free om dit nie, né? So dis die Griekse teks hierdie met die woorde. En jy kan dit maar gaan soek. So hoekom dink julle is die woord free daar sommer net ingesit? Wie sal 'n vet raai vat? Hoekom sit hulle nou die woord free daarin? Omdat daar nie 'n voorwaarde was nie. Nee, omdat sekere vertalings wil baie
seker maak dat hulle eie teologie probeer push. En hulle teologie is dat jy nie enigiets van God ontvang deur werke nie. Nou, Maak sin. en dis hoekom die woord free daar ingesit word. Want reg deur Paulus se brief die brief Romeine is daar die woord werke en genade wat so hard half teenoor mekaar afgespeel word. En as jy dit sien as 'n wat hulle noem 'n dichotomy, dan gaan jy sien dat die twee goed staan teenoor mekaar in plaas van saam met mekaar. En as jy sien dit staan teenoor mekaar, dan wil jy seker maak dat gift nie gekonnekteer word aan enige werke nie. En dis hoekom die woord free daar ingesit word. Maar anyway, it's wrong. Dit hoort nie daar nie. Ek sal baie graag wil weet of daar enige ander vertalings wat die woord free daar gebruik. Daar is 'n paar. Ek het nou gekyk. Regtig, dis baie interessant. Amplified, Afrikaanse Bybel gebruik vrye. Okay. Dis 'n paar. Interessant. Van hulle sê nie vrye nie en 'n hele klomp sê vrye. Okay, volgende woord. By die ou Afrikaans sê nie vry nie. Okay. Dit is 'n meer wat is dit? Die Afrikaans is meer letterlik. Contemporary Afrikaans Bybel. Maar ja, Afrikaans 1983. Is dit Romeine 15 of wat is die skrif nou weer dan? Romeine 5, 15 tot 17. Ja, die ou een sê dit nie. Wie het nog 'n ander vertaling by hulle so interessant? Ek gaan nou vir jou sê, but the free gift. Ja, die New King James praat ook van 'n free gift. En ook die wat is die ander een? So dit is die twee Amplifieds en die New International Version. Okay. Ja. Jy kan dit net free noem as jou gedagte oor New International Version sê nie. As jy kan dit net free New King James. New King James. Okay. Jy kan dit net free sien as jy daai woord no merit in gedagte het. Nou, met ander woorde, jy het nie 'n lysie van goeders afgetik wat jy nou voor die tyd gedoen het. Soos jou voete gewas het, en jou, jy weet, 'n wit robe aangetrek het en 3 keer gebid het. Verstaan, nou 'n tiklysie van merits afgemaak het nie. En dis die probleem met daai vertalings. Hulle sien enigiets anders as werke. Ons gaan binnekort gaan ek daai lens vir jou wys as ons begin met die goed. Okay, great. Okay, wat is geloof? Faith. Okay, hierdie boek is ook baie gevuld en dis iets wat jy regtig vir jou kan kry. As jy 'n goeie boek wil lees wat nie te duur is nie, daai ander boek is uiters duur, kan jy enigiets van Matthew Bates lees, want hy skryf spesifiek oor dit. Hy skryf spesifiek oor die evangelie, hoe werk geloof en werke, wat is geloof, al die interseksies daaroor. En hy is actually een van die hosts op daai podcast wat die ou van gepraat het, aanskrif. Hy is een van die hosts op daai podcast. Jy kan hom maar gaan Google. Okay, hierdie boek het ek gelees. Die ander het ek nie gelees nie. Ek het net uittreksels uitgevat. Okay, hierdie is baie belangrik. Lees gou saam met my. Faith in Paul's letters is better understood as allegiance when speaking of how the gospel of Jesus unleashes God's power for salvation. This is not to say that all occurrences of the noun pistis, geloof or faith, and its associated words should be uniformly translated in this way. In fact, they manifestly should not. The word pistis in Greek has a much wider range of possible definitions than the English allegiance. Put more technically, scholars speak of a larger semantic domain. Met ander woorde wat hy sê is, die woord pistis het 'n baie groot of 'n klomp betekenisse en dit word nie altyd in die Nuwe Testament as allegiance vertaal nie. Okay, my intention is not to flatten the rich multiple meanings and nuances of pistis into a bland singleness. Rather, it is to claim that when discussing salvation in general terms, salvation in general terms, allegiance is a better overarching English term for what Paul intends to use.
of the pistis word group than the more customary belief, faith, trust. So met ander woorde, wat ons nou die dag gepraat het oor, of laas gepraat het, 'n paar keer gelede, as jy dalk die boek Hebreërs lees, dan gebruik Hebreërs nie allegiance as hy pistis vertaal nie, of dis nie sy idee nie, hy gebruik iets anders, maar Paulus gebruik allegiance and faithfulness wanneer hy pistis vertaal meestal. Dis wat hierdie ou sê. Wanneer Paulus oor general terms wat oor salvation gaan praat, dan is dit beter om pistis te vertaal as allegiance of faithfulness. Kan jy dink dat die ja? Ja, ek voel die woord devotion moet ook inkom. Devout. Okay. I mean, allegiance is to devote yourself to. Ja. Die devotion comes into the definition of the word godliness. Ja. Die rede hoekom allegiance meer gebruik word of die term gepush word in daai rigting is omdat die evangelie is eintlik 'n declaration of war en 'n opstand. Wat Jesus eintlik gedoen het. Mens moet dit besef het, wat Jesus eintlik gedoen het is 'n revolusie begin het. Hy het 'n revolusie begin. En hy is doodgemaak daarvoor. En wanneer iemand 'n revolusie of 'n revolution begin, dan is allegiance 'n sterker koneksie met dit as devotion. As jy jouself align met iemand wat 'n revolusie begin, dan word jy doodgemaak saam met daai ou. Allegiance also ties action. Ja. Devotion not necessarily. I hear you. So yeah, the allegiance also ties in action. You active. Ja. Where I hear you. I feel it. Dis reg, ja. Ja. En faithfulness. Want dis eintlik wat God, want faithfulness kom en devotion kom uit 'n ou se hart uit. En dis wat God ook soek. Die aksie en die hart. Okay, en die stukkie kom uit daai boek uit. Ja. Okay, hiersoos hierdie boek, hiersoos die boek Paul and the Resurrection of Israel is wat ons as backbone gebruik vir die kursus wat ek gaan aanbied. Wat nou kom, die ding. En dit is dis Jason Staples, hy sê die volgende. I will also default, wanneer hy die boek skryf, dan gaan hy ook oor hoe hy woorde interpreteer. Dan sê I will also default to translating the Greek word pistis as fidelity. So hy gebruik net fidelity, maar dit is dieselfde as faithfulness. Fidelity rather than faith. And the verbal form bestow as trust rather than belief or faith or have faith. Each of these options better approximates the relational nuances of Paul's language than the more traditional English faith and belief, which over time have come to read a little more read as little more than cognitive assent by modern English users. So wat ek probeer sê is hy gaan die woord fidelity gebruik, né? Ja. En nie faith nie, want die woord faith het 'n bland betekenis in Engels vandag. En dis maklik om te sien want in ons taal is geloof iets passief, dis iets kognitief. As ek glo iets, ek glo die aarde is rond, maar dit doen niks aan my aksies of my lewe nie. Dis net kognitief. So ek glo in Jesus, ons almal glo in Jesus, en ek kan jou nou al sê, almal in jou straat glo in Jesus. Maar dis 'n kognitiewe, dis 'n ding in jou kop. Daar's niks fidelity, faithfulness of allegiance by dit nie. So, ons gaan weer oor die term praat as ons Romeine 4 doen, wat praat oor Abraham se geloof. Maar ek wil dit net gou hier ook noem, is dat baie jare terug, as jy getrou het die dag, dan het jy vir jou, dan hulle die term gebruik, I bestow you my faith. Dis 'n ou Engelse term wat hulle, so, as jy vir jou partner gesê het, I bestow you my faith, wat dink jy het jy gesê? Ek gee my fidelity aan jou, jy is die enigste persoon,
ek gaan getrou wees aan jou, I'm faithful to you, né? Dis wat jy sê. En die woord faith was daarvoor gebruik. Want dit is die oorspronklike idee van faith. Fidelity, faithfulness, allegiance. Ek staan saam met jou. Daar's niemand anders nie. Ja. Ons sal daaroor praat as ons daai stuk in Romeine doen. Okay, ek wil net sê ek wil net twee ouens se idees oor fidelity en faith. Okay, nou is die vraag. En miskien het jy nie eens die vraag nie, maar ek het gedink van julle sal hierdie vraag is this not adding works to faith? Is ons nie besig om een of ander werke by te sit? Want dis tog die gereformeerde vrees. Dit was 'n gereformeerde teoloog vrees werke meer as die hel. Ja, is nie nou besig om mense hel toe te stuur, omdat ons iets wil by hulle geloof sit. Want geloof moet mos, wat is die term, sola fide? Nou, wat beteken dit? Net geloof, niks anders nie. So Romeine 4 vers 5. And to those who does not work, but believes in him who justifies the ungodly, his faith is counted as righteousness. Of Ephesians 2 vers 8. For by grace you have been saved through faith. And it is not of your own doing, it is a gift of God. Hoe? Wat beteken hierdie vers? Kan ek gou vra, the gift, it is the gift of God, wat se woord gebruik hy, wat is die origin van daai gift, daai woord? Daai woord is charis. Grace. So is dit die grace wat conditional is, of wat ek al? Charis, wat ek al? Charis, ja. Charis is die gift wat reciprocity vereis. Is dit Ek hou nie regtig van die woord conditional nie, want conditional kan bietjie dubbelsinnig wees. Okay, maar charis is die woord gift wat reciprocity vereis. Anders werk dit nie in jou nie. Maar dit is die woord wat in Ephesians gebruik word. Ja. Okay, firstly, when Paul says faithfulness is accredited as righteousness. Nou, so daai woord daar is faithfulness. His faithfulness is counted as righteousness. Faithfulness is accredited as righteousness. He does not say a person is justified or saved by faith alone. No. Okay? Nor does the larger argument come any close to saying such a thing. En jy kan 'n vraagteken daar maak dat jy met my daaroor wil praat as jy dit verstaan nie. Secondly, when Ephesians says a person has been saved by grace, that rules out any possibility that it is by faith alone, as grace is always and everywhere a term involving reciprocity. Paul's saying that salvation is covenantal and predicated on faithfulness by no means suggests by faith alone, quite the opposite. So, hy het ook gesê, daar's net een plek in die Bybel waar faith alone, die term alone en faith saamgaan, en dit is in Jakobus. En daar's 'n not by in Jakobus, né? Faith only, not faith only. Okay. Nou, dit kan 'n klein bietjie de mekaar vir jou voel, as jy dink dat being counted righteous outomaties beteken dat jy gered gaan word die dag as jy sterf. Dit beteken nie dieselfde nie. Ja. Okay, onthou net dit. Being counted righteous beteken net jy word gesien as reg voor God. Jy staan nou reg voor God. Ja. Hierdie goed is so selfgebraaide som van ekse en eie wat bymekaar sit. Gewonder jy's 'n wiskundeonderwyser nie, man. Ja, dis hoekom ek die prentjie reg aan die begin met daai lyne geteken het, want die konsepte almal link met mekaar. Maar ja, en dit is wat ons wil hê, konsekwentheid mos, né? So met ander woorde, ek hou van wat die ouens hier so sê, jy weet daai die video waarvan jy gespeel het, wat hy homself blootstel aan ander om sy eie teologiese posisie eintlik te toets en uit te daag. Ek hou daarvan, want ons kan dit maar gereeld doen.
Ek dink dit wat jy leer doen dit ook. Voor jy hierby kom, toe was ek nou al klaar by Efesiërs 2 vers 8. Want ek is by Efesiërs en Jakobus ook nou huidiglik. Maar is interessant, Sjaal, wat jy sê, want as ons nou lees, en ek lees nou in Afrikaans, en ek kan ons nou sê nou maar, ons vervang nou die woord geloof met allegiance, né? Ja. En ons sien ook dat die Here iets, hy het reciprocity in gedagte gehad, hy het iets terugverwag, né? Ja. Nou gaan ek vir jou weer lees Efesiërs 2 vers 8, met die gedagte wat jy aanbied nou vanaand in ag geneem. Want uit genade is julle gered deur die allegiance. Ja. En dit nie uit julleself nie. Dit is die gawe van God. So daar's die gift, né? Nie uit die werke nie, sodat niemand kan roem nie. Maar wat ons doen is ons lees nooit vers 10 nie. Want ons is sy maaksels, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. So sy genade is gegee nadat hy wat vir jou voorberei het, 'n gedagte van goeie werke uit jou uit. Ja. Dit het hy uit voorberei dat daar goeie werke uit jou sal kom en daarom stort hy genade as 'n gawe uit. Ja. En jy gaan vir hom goeie werke terug. Dis reg. En dis presies hoekom dit Dis nou wat my sin maak wat jy aanbied as jy nou al die sommetjies gaan bymekaar tel en jy lees weer die woord. Want ja, ek vind dit nou aangrypend want hierdie week is ek in Jakobus en ek is net in daai 3 verse van Efesiërs 2. Okay, wow. Ja, hierdie week. So ek wat sit met Jakobus heeltyd, want Jakobus, ek is mos nou daai analitiese werke ou, ek kan regtig baie pak slaag kry daarvoor, julle weet, saamstap. En onlangs ernstig pak slaag gekry vir dit. Maar nou is ek in Jakobus en dan bly ek net in daai 3 verse heeltyd van Efesiërs 2. En is aangrypend, niemand wat vir jou wat losmaak van werke wil graag vers 10 lees nie. Hulle lees net 8 en 9. So dis hier no strings attached nie. There's a string attached. There's a string attached in verse 10. Okay, ek net gaan kyk of ons net een slide oor. Okay, so hoe moet ons Paulus lees? Ons het nou gepraat oor hierdie konsepte en faith is nie altyd allegiance of pistis en pisto word nie altyd as allegiance in die Nuwe Testament vertaal nie. Maar hoe moet ons Paulus lees? So wat interessant is net voor Paulus daai hele gedeelte oor justification by faith vanaf Romeine 3 begin hy praat. Ek dink is van dan af begin hy daaroor praat. Net interessant, ek net gou vir jou wys hoe hy dit skryf. En dan sê in Romeine 3 vers 3, for what if some did not believe? Will their unbelief make the faithfulness of God without effect? Nou hierdie woorde is almal dieselfde. Behalwe nou unbelief, dis nou non. So in Romans 3 verse 3, which contains the final reference to pistis prior to Paul's great justification by faith passages in Romans 3:21. Ons gaan dit nog in detail behandel. And following, notice how pistis must be translated. Paul says with reference to the Jews, what if some did not evidence pistis? Met ander woorde, show belief or did not believe. Okay, or were not faithful. Will their lack in pistis nullify God's pistis? Dis die term wat heeltyd gebruik word daar. Pistis, epipiston, met unbelief, en weer pistis daar. Dieselfde ding. Notice that as scholars agree, the final pistis, die laaste ene, here, God's pistis does not refer to God's unbelief, faith or trust in something. Die laaste ene is nie God se geloof, of sy belief, of sy trust nie. Maar dit is sy faithfulness. Rather, it intends God's faithfulness or fidelity to his people. So wat hy sê is, kyk gaan na die laaste plek waar pistis gebruik word in die versie. Dit beteken faithfulness. Dit kan nie God se geloof wees nie. Want ons kan nie God se geloof sonder effek maak, of sy trust, want dit gaan nie oor sy trust nie, dit gaan oor sy faithfulness aan die mense. By what right thing can we, en nou lyk my ek het dit afgesny so. Dit het net verdwyn.
By what right can we then can we exclude this fidelity nuance in the very next time we encounter Pistis language in 321. Okay, ek wil ook nou teruggaan. Hoe kan ons nie daai woord, of kom ek sê so, ons moet daai woord daar, Pistis faithfulness, moet ons ook terugwerk hierin, want dit is dieselfde woord. Paulus gebruik dieselfde woord in dieselfde sin, so hy moet dieselfde betekenis gee. So daai woord belief daar is beter om dit translate as faithfulness. For what if some, met ander woorde wat hy sê, for what if some were unfaithful? Will their unfaithfulness make God unfaithful to his promises? En die antwoord is nee. En dan Scott McKnight, hierso Scott McKnight, hy het 'n boek geskryf, hy het 'n klomp boeke geskryf. Maar een van die interessante boeke wat hy geskryf het, word Second Testament genoem, en dis 'n letterlike Engelse vertaling van die Grieks af. En hierso is sy vertaling van Romeine 3 vers 3. For what did some fail in allegiance? Does their non-allegiance unto the allegiance of God? Dis 'n direk uit die Grieks. Dit is elke woord direk vertaal. Met ander woorde wat hy sê is, wat is van die Jode nie allegiance getoon het aan God nie? Sal hulle non-allegiance undo the allegiance of God? Nee. So Paulus verstaan faith, pistis, as faithfulness or fidelity. En dit is hoe ons hom moet lees. En ons is klaar. Want ons gaan nie hierdie justification and righteousness vanaand doen, ons is volgende week doen. Okay, het iemand 'n vraag of iets? Ja, ek het 'n vraagie. Ja. Ek wil weet, daai skrifgie wat sê, I will deny you if you deny me, but if you die faithful, I will not be unfaithful if you are unfaithful. So wat is weet jy, wat is die deny? Nee, ek weet nie wat die term daar is nie. Want dit is vir my altyd nog 'n bietjie contradictory geweest. Ek het dit nog nooit so lekker verstaan. I say, if you deny me before men, I will deny you before the Father. Before the Father, met ander woorde, daar gaan nie vir jou regspraak vir die Vader wees deur die Seun. Ja, maar ek weet nie of dit heeltemal dieselfde ene is nie. Is dit daai skrif? Ek sal moet gaan soek. Dis die enigste wat ek ken. Ja, okay. But if you're unfaithful, I will still be faithful. Okay. So jy sien 'n contradiction tussen daai twee gedeeltes en jy wil dit weet verstaan. So wat Anita, sê my gou as ek jou reg verstaan Anita. So wat jy sê is, aan die een kant sê God dat as jy my deny voor die Vader, dan voor mense, dan gaan ek jou voor God deny. Nou, as jy my nie. Yes. En hoe sluit dit dan aan by hierdie? En die volgende een is die faithfulness. Ja, die volgende een sê maar hy sal faithful bly. So ek het nog altyd gewonder presies wat is die woorde, die agtergrond van dit. Okay, wat hierdie versie sê in Romeine is die volgende. In die groter konteks. Paulus wil die volgende punt maak, dat God het 'n belofte gemaak, reg deur sy profete, selfs van Deuteronomium af, dat God wat gaan doen? Hy gaan Israel gebruik om die nasies te red. Dis 'n belofte wat hy gemaak het. Nou, hy gaan hulle wat terugbring uit die land uit na die land toe. Hy gaan vir hulle sy gees gee en hy gaan hulle gebruik om die nasies te red. Dis 'n belofte. So wat Paulus hierso sê in die groter konteks is, wat nou van as sommige of 'n groot deel van die Israeliete unfaithful was? Nou, sal hulle unfaithfulness God unfaithful aan sy beloftes maak? En die antwoord is nee. Want God het nie daai groep mense nodig om sy beloftes in vervulling te bring nie. Okay. So dis die groter argument in Romeine, want Paulus in Romeine moet verduidelik hoe die Jode verkondig hy die evangelie aan Gentiles, en Gentiles bring die wêreld in. Dis nie wat God gesê het nie. En Paulus moet probeer verduidelik, hoe is God faithful aan sy beloftes? Okay. Dis 'n uiters belangrike punt wat jy raak. Nou, uiters belangrik, en as jy nie God se faithfulness verstaan nie,
of wat dit beteken nie, dan mis jy die boek amper. Ja, ons gaan ek het 'n hele aand oor 'n hele aand wat ek beplan of 'n hele les wat ek beplan oor die Paul and the faithfulness of God. Wat Paulus sien, hoe God bly getrou aan sy beloftes ongeag mense se ongetrouheid. Ja. En op 'n eenvoudige manier is God wil hê jy moet iets vir hom doen. Maar as jy nie dit doen nie, dan kry jy sommer iemand anders om te doen. Dis hoe hy faithful bly aan sy beloftes. So, Ja. daar as ek dalk net ek kan verwys na David Pawson se lectures oor Romeine is daar ook baie oor justification en purification en dit in die eerste Romeine 2, 3 en 4 gesprekke van hom. Okay. Is nogal goeie agtergrond as iemand daarna wil luister. Okay. Ek ken dit nie. Dis Ek net baie goed. pause die recording, want ons het nie nodig om